As jy jou Bybel by jou het, maak hom gou vir my oop daar so in die boek van Lukas. Lukas in die 21ste hoofstuk, Lukas 21. En ons gaan 6 versies lees. Lukas 21. Vanaand wil ek met ons 'n welbekende gedeelte oor praat, maar ek wil bietjie uit 'n ander perspektief uit met julle hieroor praat. Lukas hoofstuk 21. En ons gaan ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 6. En toe hy opkyk, Jesus sit in die tempel, en toe hy opkyk, sien hy die rykes, wat hulle gawes in die skatkis gooi. En hy het ook 'n arm weduwee daar 2 geldstukkies sien ingooi. En hy sê, waarlik, ek sê vir julle dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het. Want hulle almal het uit hulle oorvloed by die gawes van God ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het om van te lewe. En toe sommige oor die tempel praat, dat dit met mooi klippe en gewyde geskenke versierd was, sê hy, hierdie dinge wat julle sien, daar sal daar kom wanneer daar nie een klip op die ander gelaat sal word, wat nie afgebreek sal word nie. Ek wil gou vir die mense wys, nou, vriende van my het vir my hierdie as geskenkie gegee, en hierso kan jy 2 muntstukkies sien. Nou hierdie is die 2 geldstukkies, 2 soortgelyk van die geldstukkies, wat die weduwee in die skatkis gegooi het. Dit is basies die 2 geld, hoe dit gelyk het, replikas daarvan. En dit is baie klein, en jy kan dit so rond sien, dan kan jy vir hulle wys. As ek kan 'n vergelyking of 'n size daarvan noem, wil ek sê so groot soos 'n 10 sent stuk. Maar ja, soos 'n 10 sent stuk omtrent, maar die waarde daarvan was maar 'n paar sent gewees. So dit was nie 'n groot bedrag nie. Dit was 'n klein bedragie in die sin van finansiëel gewys. Maar nou sê die woord van die Here hierso, Jesus het na haar gekyk, hy het 'n arm weduwee daar gesien die geldstukkies ingooi, en hy sê, waarlik, ek sê vir julle dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het, want almal het uit hulle oorvloed by die gawes van God ingegooi. Hy sê, maar sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het, om van te lewe. En wat interessant is, kyk ons net die vers daarna, kyk net die ironie. En toe sommige oor die tempel praat, dat dit met mooi klippe en gewyde geskenke versierd was, sê hy, hierdie dinge wat julle sien, daar sal daar kom waar daar nie een klip op die ander gelaat sal word, wat nie afgebreek gaan word nie. En indirek sê hy eintlik vir hulle, ja, hy praat oor die struktuur, en dit was juist, as jy gelees het, as jy nou gelees het toe Jesus, ek gaan nie vanaand spesifiek oor die finansiëgoeders praat nie, ek wil oor 'n ander, totaal en al iets anders te praat hieroor. Maar wat interessant was, as jy gaan kyk toe Jesus hulle uitgejaag het by die tempel met die sweep, het hy vir hulle gesê, my Vader se huis moet 'n huis van gebed wees, maar julle het dit in 'n rowersspelonk verander. Die tempel was in daai tyd, was die hele tempel korrup. Die priesters was betaal deur die regering, deur die Romeinse regering, en was aangestel, veral die hoofpriester, onder andere Caiaphas, wat Jesus wat kruisig het, was nie deur God gekies as hoofpriester nie. Dit was deur die Romeinse regering gekies, hulle het hom betaal om die volk in toom te hou. Dit was 'n korrupte stelsel, maar hulle het ook die hele tempelstelsel so korrup gemaak, dat mense uitgebuit was, dat mense te nagekom was, en hier kan ons 'n voorbeeld daarvan sien wat hier gebeur het. En wat die tempel was nie soos wat God se intensie en sy plan was daarmee nie. Maar Jesus sê iets baie interessant. Sy het meer ingegooi as julle almal. Want ons kyk vanaand nie net na die weduwee nie. Ek wil eintlik vanaand, as ek vanaand se boodskap 'n titel kan gee, sal ek dit noem die 2 muntstuk Messias. Die 2 muntstuk Messias. Dit klink nou nogal na 'n snaakse
titel, maar julle sal hoor waantoe dit gaan. So ek wil bietjie uit 'n totale ander perspektief na hierdie gedeelte gaan kyk. Want kom ons kyk nie net na die weduwee nie. Kom ons kyk na die oë wat na haar kyk. Bedoelende, wie het haar dopgehou? Jesus. Want hier in die tempel sien hy groot offers. En die mense sien die groot offers. Maar Jesus sien iets anders te raak. Hy sien die klein offers wat die wêreld verwerp. Jy sien, want daai 2 geldstukkies in die tempel het niks beteken nie. Was niks werd. Die priesters en die mense van die tempel sou nie eers ag gegee het op hierdie arm weduwee wat die 2 geldstukkies ingegooi het nie. Want almal wat daar was, het uit hulle oorvloed uit ingegooi. So daar was genoeg geld in daai trommel. Niemand sien eers hierdie weduwee raak nie. Maar Jesus sien haar raak. En ek wil eintlik sê, daardie klein, ek wil sê amper skaam, want ek dink sy het ingegaan en baie skaam gevoel. Baie self, hoe noem 'n mens dit, selfbewus gevoel. Jy kan vir jouself indink. Sy dalk daar agterin geslip waar niemand haar sien nie, om dit gevinnig in te gooi en uit te gaan. En ek dink so by myself, ek het al, en dis nou nie praat, ek wil nie praat oor dit vanaand nie, maar ek het al video's gesien waar baie van die kerke, dis nou 'n Amerikaanse kerk, ek het eendag 'n video gesien waar 'n ou, waar hulle die geldkis van die kerk vat en hulle damp hom uit. En hulle gooi al die munte een kant, hulle hou net al die note. Jy weet, en die munte, dit was so, hulle verag dit. So, ons kan nou dink, daai 2 geldstukkies was vir hulle niks. Maar vir die weduwee was dit haar hele lewe. Maar daai amper niks offertjie van haar word 'n baie belangrike profetiese skaduwee van die kruis. Nou Winko, wat bedoel jy daarby? Dit was 'n offer wat te klein was vir die tempel, as ek dit so kan noem, in hulle oë. Net soos Jesus self. Jesus was klein in hulle oë, in die priester se oë. Dis hoekom hulle dit kruisig het. En daardie, wil ek vir jou sê, die priester sou nie eens hulle kop na haar toe draai om haar aan te skou nie. Hulle sou nie eens aandag aan haar gegee het nie, want wie is sy? Sy is niemand. Sy is 'n weduwee. Sy is eintlik 'n leë dop in 'n stelsel wat net grootheid erken en net belangrikheid erken. En dis presies hoe die priesters en hoe die tempelstelsel na Jesus gekyk het. Snaaks interessant dat Jesus haar raak sien. Want dis presies hoe hulle hom gesien het. Want Jesus het nie al die titels gehad soos hulle nie. Hy het nie al hierdie aansien gehad onder die volk soos wat hulle gehad het nie. Hy het nie daai status gehad nie. Inteendeel sê die woord van die Here vir ons, Jesus was tussen die sondaars. Hy was tussen die hoere en die dronkaards. So erg dat daai fariseërs na hom sou gesê het, wat van 'n mens is hy? Wat 'n profeet is hy? Want hy's 'n wynsuiper en 'n vraat. Want hy meng hom met hierdie ouens, jy weet, meng hom met die seels, die varke vreet jy op, hy's nie soos hulle. Maar Jesus het nooit gedoen wat hulle doen nie. Daar was 'n stadium wat Jesus vir hulle gesê het, weet julle wat, die prostituie en die tollenaars gaan julle vooruit in die koninkryk van die Here. Ons dink byvoorbeeld aan 'n geval, daai ontuchtige vrou gekom het en sy het Jesus se voete gesalf in Simon se huis. Wat sy voete gesalf het met die olie, waar Simon by homself gedink het, as hierdie man 'n profeet was, sy geweet wat sy tipe vrou sy was. En Simon vra vir hom, Jesus vra vir Simon, hy sê, Simon, kan jy 'n storie vertel? En hy vertel vir hom 'n gelykenis van iemand wat baie geld geskuld het en
hy sê vir hulle, wat die een is dan nou, is meer dankbaar. Jy weet, een wat min geskuld het, een wat baie geskuld het, wat hulle vrygespreek was daarvan, en hy sê vir hom, dat Simon, hierdie vrou, vandat ek in jou huis ingekom het, jy het my nie gesoen nie, sy het nie opgehou my voete te soen nie, jy het my voete gewas, sy het my voete met haar trane gewas, jy het my nie eers 'n soen gegee nie, jy het my nie eers verwelkom nie, sy het nie opgehou my voete te soen nie. En jy kan daai prentjie sien, van wat hulle van Jesus, want wie is hy? Hy eet dan saam met die tollenaars, hy bly dan saam met ek meen, hy het vrouens gevolg, en wat hulle hom volg, dink Maria Magdalena wat hom gevolg het, en hom gedien het, hy het kindertjies geseën, hy het melaatses aangeraak, onrein is, dink aan die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, sy het aan hom aangeraak, hy het laat 'n onreine hom aanraak, kyk hoe praat hulle oor hom. As hulle van Jesus gepraat het, wie is hierdie man? Jy weet, hy is nie een van ons nie. Hy is nie deel van ons kliek nie. Hy is nie deel van ons klap nie. Ek wil eintlik nou 'n mooi taal sê, vir hulle was Jesus maar 'n weduwee prediker. Iemand sonder 'n godsdienstige status. Iemand sonder tempelrang. Iemand wat nie die rabbi titel gehad het nie. As hulle hom gegroet het, hoe het Judas Jesus gegroet toe hom verraai het? Gegroet is u rabbi, en hy soen hom. Dit was 'n vernedering, dit was 'n belediging wat hy hom gegee het. Jy dink jy is 'n teacher, Jesus? Goed, dan noem ek jou rabbi. Dis die houding. Hy het die Levitiese aansien gehad nie, want hy was nie 'n Levit nie, want Jesus kom uit die stam van Juda. So hy het nie eers die aansien gehad van die priesters nie. Hy was 'n man van buitekring. Ek weet, toe hulle hoor van Jesus, hy kom van Nasaret af, toe sê hulle, kan daar regtig iets goeds uit Nasaret uitkom? Dit was die bad deel van Israel. Ek wil nou mooi in Afrikaanse taal sê, julle sal verstaan wat ek sê, al die gomtorre het van daar af gekom. Kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom? Hy was regtig vir hulle maar net 'n 2 muntstuk prediker. Niks werd. En weet jy wat is die beste van alles? Caiaphas bevestig dit. Toe Judas vir Jesus verraai het. Hy gaan na Caiaphas toe en hy sê vir Caiaphas, wat sal julle my gee? En Caiaphas, ek het al 'n preek hieroor gedoen, gooi vir hom 30 stukke silwer. Minagting teenoor Jesus, want daai 30 stukke silwer het iets voorgestel, en ek het 'n video gemaak, gekoop deur die prys van 'n slaaf. Dit was die video se naam, hy is op YouTube, gekoop deur die prys van 'n slaaf. 30 stukke silwer was die prys van 'n slaaf, wat 'n slaaf se lewe werd was. Daar's 'n wet in die Ou Testament wat gesê het, as 'n bees of 'n os 'n slaaf stoot, bedoelende van doodtrap, dan moet die eienaar van die bees 30 stukke silwer gegee het vir die eienaar van die slaaf om op te maak vir sy begrafnis. Dis net soos 'n begrafnispolisie gewees. Hulle het geen waarde gehad. So die 30 stukke silwer het actually geen waarde nie. Ek moet eintlik vir julle wys, ek het 'n sakkie met replikas van daai 30 stukke silwer. Ek sal vir julle 'n bietjie wys hoe lyk dit. Dit is so lig, jy kan dit in jou hand, almal dink as hulle dink 30 stukke silwer is hier klomp silwer. Dis letterlik so 'n ou klein sakkietjie met sulke paar coins wat daarin is. Dit weeg skaars niks. Dis letterlik nie eers so baie geld werd gewees nie. Dit was die laagste moontlike prys waarvoor 'n mens se lewe wettig verkoop kon word. En dis eintlik wat Caiaphas vir Judas gesê het. Hy's niks werd, man. Daar sy begrafnisbus, want hy's meer werd dood as lewend. Daar's jy 30 stukke silwer. Dis wat hy eintlik vir hom gesê het. En ek dink ek kan begin verstaan hoekom Jesus daardie weduwee raak gesien het.
Want sy was 'n beeld van hom. In 'n struktuur, in 'n situasie, in omstandighede, in 'n milieu wat hom nie wou gehad het nie. En Caiaphas gee dit vir Judas, dis wat hy vir my werd is, man. Dit is die waarde van julle sogenaamde Messias. Hy is meer werd dood as lewend. En hy lewer hom uit om gekruisig te word. Hy was die aanvoerder wat die hele tyd aangehou het, kruisig hom. Van toe kom, want hy het hom klaar gekoop. Dis sy slaaf wat hulle wil laat doodmaak het. Jesus was gekoop deur Caiaphas. En hier kry ons toe hierdie kontras. Hierdie weduwee stap in die tempel in, daai korrupte sisteem, sy gooi 2 geldstukkies in. En daar sit Jesus, die ware tempel. Sy liggaam. En hy kry 'n slaweloon, 'n veragtelike, verlaagde, vernederende bedrag. Ek kan nogal verstaan hoekom Jesus haar raak gesien het. Sy bring 2 muntstukkies. Niemand gee om nie. Jesus word verkoop vir 30. Niemand besef daai vernedering en daai skande wat dit eintlik gesê het nie. En weet jy wat is die beste van alles? Beide offers word deur hulle hele stelsel weggegooi. As jy vir dit net so iets in 'n vuur gooi. Is niks werd. Weet jy wat Jesus sien, hy weduwee raak? Want hy kom, hy sien homself in haar. Hy sien iets van sy bediening in haar. Ek wil eintlik vir jou sê, want toe sy daai 2 muntstukkies laat val binne in daai geldkis. Dit was nie 'n harde geraas van goud wat op silwer val, of het jy al gehoor ping silwer, as jy hom ping, hy ting, so. En goud maak so. Daai is 2 koperstukkies. Dis so ou doodkoef. En daai 2 muntstukkies, toe dit val in daai geldkis, klink dit soos klein druppeltjies op die altaar. Net soos die druppels van Jesus se bloed. Jy kon dit nie hoor eers nie. Maar dis die druppels wat die tempel geïgnoreer het, maar wat die hemel nie mis nie. Jy sien, want Jesus sien haar raak. Hy hoor daai klein klankie van daai muntstukke, klink. En toe hy geld hoor klingel daar, klink. Dink ek het hy by homself gedink, dit is presies hoe my eie offer gaan klink. Minachtend. Hulle wil dit nie hê nie. Ek gaan verneder word. Ek gaan gespot word. Ek gaan uit mekaar geruk word. Ek gaan verneder word. Ek gaan verlaag word tot menslike drek. Dis wat hulle gedoen het, hulle vir my spons gegee het. Ek het dit al verduidelik. Met sy dood, met sy offer, as daai rykes ingekom het, en hulle het groot offers gegee, was daar trompetblasers. Kyk wat het hierdie ou gebring, kyk die geskenke van hierdie ou. Die priester sou uitgekom het, hy sou goedkeuring daarin geskenk het, hy sou 'n spesiale seën oor hulle gespreek het. Maar Jesus se offer aan die kruis, en die weduwee se offer, daar's geen trompet geklank nie. Daar's geen priesterlike goedkeuring nie, inteendels bespot hulle hom net. Dis maar net, daar's nie gewig wat op skale gesit word en geweeg word nie. Dit is net 'n bietjie stilte en 'n bietjie bloed op stof. Dis al wat dit is. Maar net 'n asem in die duisternis
van die lewe. 'n Klein stukkie vleis aan 'n houtkruis. Dit is wat hulle siening was van Jesus. Die wêreld wat hom nie waardeer het nie. Wat hom nie raak gesien het nie. Wat nie besef het wat so groot offer hy werklik gebring het nie. Want kom maar gaan vir jou sê, dis hoekom daai weduwee een kant ingegaan het. Dat hulle haar nie moes sien nie. Want sy het geweet hulle wil nie haar offer hê nie. Haar offer maak vir hulle nie saak nie, haar offer is te min. Hulle gaan haar uitlag, hulle gaan haar bespot, hulle gaan haar, was jy regtig man? Is dit wat jy nou hier na hierdie tempel te bring? Is dit wat God vir jou beteken? Is dit wat die priester vir jou beteken? Is dit wat die tempel vir jou beteken? Hulle sou nie haar offer wil hê nie. En net so wil die wêreld ook nie Jesus se offer hê nie. 'n Wêreld wat gejaag word deur materialisme. 'n Wêreld wat gejaag word deur die skatte op hierdie aarde. 'n Wêreld wat gejaag word deur status. 'n Wêreld wat gejaag word deur aansien en range. Laat my net dink aan daai preek wat ek gedoen het daai tyd oor die Titanic. En soos wat julle weet, ek is baie lief vir die Titanic. Laat my dink aan dit, hoe die derde klas mense nie eens beskou was as mense nie. Dat daar reddingsbote was waarin die eerste klas passasiers voorgang gekry het. En daai bote nie eens vol was nie. Daar was nog plek vir nog. Daar was plek vir nog. Maar omdat hulle net nie in dieselfde klas wou geassosieer moes word as die derde klas nie. Dit was vernederend, dit was afstootlik. Jy sien in 'n wêreld waar status en materialisme 'n rol speel, is die disipel van Jesus, is Jesus self, is die kruis van Jesus nie veel werd nie. Wil jy jou redding vind in 'n man wat aan 'n boom gesterf het? Die wêreld maak hom bespotlik. Die kerk het 'n stelsel geword soos die Fariseërs. Dit is hoekom Jesus vir hulle gesê het, my huis moet 'n huis van gebed wees, maar julle het in 'n rowerspelonk verander. Deesdae gaan dit nie meer oor die evangelie nie. In die week te vertel iemand vir Eileen, hulle was die afgelope ruk in hoeveel kerke? 18, 14 kerke. En die een het die woord van die kruis gepreek nie. En ek het gesê, dit skok my nie. Dit skok my nie. Want die wêreld wil Jesus nie hê nie. Haar offer was te klein vir die tempel. Maar Jesus se offer was te groot vir hulle harte. Die weduwee word misgekyk en die Messias word heeltemal verwerp. Maar weet jy wat is interessant wat Jesus sê vir hulle? Almal het uit hulle oorvloed gegee. Sy het haar hele lewensonderhoud gegee. Die tempel wou nie sou nie daai bydra aanvaar het nie. Sy gee haar lewe. Weet jy wat, sy het haar toekoms gegee. Daai geldstukkies was 2 dae se brood vir haar. Dis al wat sy gehad het. Was haar lewensonderhoud. Wat haar aan die lewe moes hou. Vir 2 dae. Sy het niks meer gehad nie. Sy vat haar hele lewensonderhoud. Haar toekoms. Sy het dit nie vir die priesters gegee nie, sy het dit vir God gegee. Maar hulle het dit anders te gesien. Sy gee haar hele lewe. Weet jy wat?
Die mensdom vandag en daai tyd in die Jode wou nie Jesus aanvaar nie. Hulle wou nie sy offer aanvaar nie. Hulle neem nie sy offer aan nie. Baie mense vandag neem nie eens Jesus se offer aan nie. Baie mense vandag, as jy die evangelie preek, dit gaan by hierdie oor in en by daai oor uit. Hulle die naam Christen, hulle is in die kerk, hulle is in die struktuur, hulle gee hulle tiende, hulle doen hulle alles, hulle bou die kerk, hulle doen die werk van die Here, maar hulle harte is ver van hom af. Hulle het nog nooit Jesus aangegryp nie. Weet jy wat, hulle wou nie sy offer aanneem nie. Hulle neem sy lewe. Net soos die tempel haar lewensonderhoud geneem het. En so word daai twee muntstukkies, toe hulle in daai geldklingel val, daai geldkis val, toe word dit 'n ego van spykers. 'n klein offer langs 'n groot offer. Maar albei in dieselfde asem van minagting. Albei se offers is geminag. Maar wat sê Jesus oor haar? Sy het meer gegee as julle almal. Wat het God van Jesus gesê? Dit is my geliefde seun. Daarom het hy 'n naam ontvang bo alle name. Hy is die ware tempel. Sy offer is meer as die wêreld. Weet jy wat, die tempel kon nie haar waarde meet nie, kon nie haar waarde raak sien nie. En die priesters kon nie Jesus se lewe se waarde meet nie. Hulle kon hom nie raak sien nie. Maar in albei het God dieselfde gesien. In so mate dat dit opgeskryf is in sy woord, as 'n getuienis teen hulle. En dit was 'n oorgawe van daai weduwee, wat haar lewensonderhoud so gegee het, haar lewe oorgegee het, in God se hand, het Jesus sy lewe gegee, in God se hand, dat ek en jy die lewe kan vind. 'n oorgawe wat die hemel beweeg het, wat die hemel geskit het. Waar die Bybel van praat, gaan kyk wat hy sê, die tempel was geskit, dat die voorhangsel middeldeur geskeur het. Daai voorhangsel wat skeiding gemaak het. Jy sien, vir hy weduwee, toe sy geldstukkies ingooi, was dit 'n sagte geklingel, klik, kling. Toe Jesus se bloed op Golgotha drup, toe weer galm daai tempel van 'n voorhangsel wat skeur. Dis hoe maak dit noem, die 2 muntstuk Messias. In hulle oë was hy 'n 2 muntstuk Messias. 30 stuk silwer Messias. Jy sien, haar hand het gewys na Jesus, sy offer. Maar in daai klein en swak en ongesiende offertjie wat sy ingegooi het, het sy eintlik God se grootste heerlikheid geopenbaar. Want Jesus, daar die weduwee prediker en die slaweloon Messias van hulle, die man wat niemand wou hê nie, hy is die tempel wat alle tempels oorskadu. En dit is hoekom hy gesê het, nie een klip sal op hierdie tempel sal oorbly op hierdie tempel nie. Hierdie tempel sal afgebreek word. Maar ek sal 'n tempel oprig wat tot in ewigheid nie afgebreek kan word nie. En sy offer wat deur mense verwerp is, en verwerp word tot vandag toe, is in God se oë die enigste offer wat genoeg is om te betaal vir jou sonde, om die ewige lewe te beerwe. 40 jaar later, toe word daai tempel verwoes.
En daai tempel lê in verwoesting tot in vandag se tyd. Die klippe lê daar langs die tempelberg. Tot 'n getuienis teen hulle. En getuig van Jesus se woorde. Daai tempel het tot niet gegaan. En die Jode beklei met alles in hulle om weer 'n derde tempel te herbou. Maar guess what? Hy gaan ook afgebreek word. Maar Jesus het opgestaan uit die dood. Sy het die tempel geword wat nooit tot niet sal gaan nie. My vraag vir jou net vanaand is, hoe sien jy die offer van Jesus? Hoe sien jy die offer van Jesus? Is sy offer aan die kruis vir jou ook maar niks seggend, niks werd? Maar soos 2 geldstukkies wat daar geval het in 'n kus vol goud. Is sy offer ook maar vir jou niks seggend? Net soos wat die mense hom verwerp het, verwerp jy hom vandag nog? Verwerp jy ook nog sy offer aan die kruis wat hy vir jou gesê het, kom, ek is die 2 minstuk Messias wat jou wil red. Wat kies jy? Kies jy hierdie wêreld? Kies jy die strukture van hierdie wêreld? Kies jy ek wil eintlik sê die materialisme van hierdie wêreld? Leef jy in hierdie wêreld, van hierdie wêreld, vir hierdie wêreld? Of jy sê, leef jy vir hierdie wêreld? Daai tempel gaan afgebreek word. Want daar gaan 'n dag kom, wanneer daar 'n bassein gaan blaas. Wanneer Jesus nie weer gaan terugkom om te sterf nie, as 'n 2 minstuk Messias nie. Hy het dit klaar gedoen. Hy gaan terugkom as koning. En hy gaan sy koninkryk op hierdie aarde kom vestig. En al die mensgemaakte strukture gaan tot 'n val kom. En al wat gaan saak maak, is soos daai weduwee wat vir God se koninkryk gedoen is. En hy sal oor hierdie aarde heers. En hy gaan koning wees tot in alle ewigheid. En ek en jy gaan losgemaak wees van hierdie wêreldse stelsel. And guess what? It's getting worse. Net soos wat die wêreld meer korrup word, meer uitmekaar val, meer materialisties word. Ek sien nou die dag 'n video op YouTube, ek wil daai ding gaan soek, ek het dit gesave, ek weet nie of ek dit gesave nie, maar my bek het oopgehang. Sien ek weet nie eens wat se kerk is dit nie, maar die kerk die pastoor enter die kerk. Sy intro in die kerk, het hulle so stage wat so afsak. En hulle speel so loud, lyk soos 'n rockstar wat 'n show enter. En hoe chant hulle hom en gaan ding besef, rarig, is dit die kerk? Is dit wat die kerk vandag geword het? Ek praat daai is nou ekstreem, maar let's bring it closer to home. Hoe baie mense vandag het die mond van Christen, die taal van Christen, het die reputasie, het die titel van Christen, maar hulle hart het Christus nog nooit gevind nie. Hoe baie mense vandag sal sê, maar ek is in die kerk, maar jou hart is ver van Jesus af. Wat is Jesus vir jou werd? Is hy jou lewensonderhoud? Of is hy maar net die 2 minstuk Messias met die slaweloon, wat maar net moet arbei en spring en jou dien? Weet jy wat, die wêreld het van Jesus hulle slaaf gemaak, net soos wat Kajafas deur 30 stukke silwer hom sy slaaf gemaak het. Die wêreld het vandag nog steeds.
Die slaaf moet net dien. Die slaaf moet net perform. Die slaaf moet net gee. Die slaaf moet net opdaag. No questions asked. En as vingertjies klap, moet die slaaf opdaag. Dis wat die wêreld van Jesus gemaak het. Dis wat die kerksysteem van Jesus gemaak het. My vraag is, wat beteken sy offer vir jou? Wat beteken Jesus se offer vir jou? Hoe sien jy die offer van Jesus? Was sy offer vir jou genoeg om jou lewe vir hom oor te gee? Dat jy kan sê, Here, U is die weg, die waarheid en die lewe. Soos wat Petrus gesê het, Here, U het die woord van die lewe. Waarheen kan ons anders te gaan? Ons het nêrens anders om te gaan nie, want U is die brood van die lewe. U is die ewige lewe. U het die lewe. Jy sien, jy moet by 'n plek kom in jou lewe waar Jesus jou lewensonderhoud word. Waar hy jou alles word, waarvoor jy leef. Kom ek vir jou een ding vertel. Een ding wat ek agterkom, is dat die Here is besig om die kinders van die Here, sy kinders, los te maak van materialisme. Los te maak van hierdie wêreld. Waarom? Daar gaan 'n bassein blaas. Our world, this world is not our home. We are just passing through. Our treasures are laid out somewhere beyond the blue. Daar is 'n ou Pinksterliedjie wat hulle dit so sing. This world is not my home, I'm just passing through. My treasures are laid out somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Is Jesus ook vir jou 'n twee muntstuk Messias? Of is hy jou alles? Ek wil vir jou pleit vanaand, moenie die wêreld kies bo Jesus nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil word, word 'n vyand van God. En ek wil vir jou sê, dis die grootste vyand wat jy ooit in jou lewe sal beleef. Hoe nader ons kom aan die koms van die Here, hoe meer moet ek en jy 'n mindset change begin kry oor wie Jesus is en wat hy in ons lewe beteken. Hy is die ware tempel. Hy is die enigste weg. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hoe sien jy die offer van Jesus? Is sy offer vir jou goed genoeg? Of is sy offer vir jou genoeg? Daar's 'n verskil. Of sy offer vir jou goed genoeg is, en of sy offer vir jou genoeg was. Maak die keuse. Amen. Ons lê daar, Vader, sê vir die baie dankie vanaand vir hierdie woord. Here, ek wil vanaand bid, dat hierdie woord harte sal raak ook vanaand, Here. Heilige Gees, dat U tot die harte sal spreek, dat U die harte sal aanraak. Here, hoe nader ons kom aan die koms, Here, dat ons U koninkryk sal soek, Here. U wil in ons lewe sal soek. Ons lewe aan U sal oorgee. Vader, dat ons U sal dien met ons hele hart en ons hele verstand. Here, my gebed vanaand is dat ons sal besef wie U regtig is. Wat U vir ons gedoen het. En Here, wat U ware waarde was. Vader, U het gesê, dit is my geliefde seun, en wie ek 'n welbehae het. Here Jesus, ek wil nie vanaand net loof vir daardie offer aan Golgotha. Here, ek kan U net prys vir U lewe wat U vir ons neergelê het. Here, vir baie is dit niks seggend, beteken dit nie veel nie, maar Here, vir ons is dit
die lewe. Dankie kan nooit ooit genoeg wees om U te prys daarvoor nie. Want Here, dit is ons hele lewe werd. En Vader, daarom wil ek vanaand bid dat mense hulle harte sal oorgee vir U. Dat hulle sal sien, want so lief het U die wêreld gehad, dat U U enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wie in Hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Here, dat U vir ons 'n weg gegee het, wanneer ons hierdie wêreld verlaat, ons vir ewig saam met U kan wees. Ek wil bid, Here, dat ons 'n mindset change sal kry, Here. Dat ons koninkryks gefokus sal wees en nie ons eie koninkrykie op fokus nie, Here. 'n Koninkryk wat gaan vergaan nie. Maar Here, dat ons vir U ons lewe sal oorgee. Heilige Gees, sal U die naprediker wees van hierdie woord. Sal U hierdie woord ook vir ons salf en seën in ons harte. Ek loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.